Numeri, hoofstuk 16. Toe het Korag, die seun van Jesar, die seun van Kiat, uit die stam van Levi, saamgespan met 3 ander manne uit die stam van Ruben. Hulle was Datan en Abiram, wat seuns van Eliab was, en On, 'n seun van Pelet. Saam met hulle was daar nog 250 volksleiers van die Israeliete. Al hierdie manne het hoë aansien geniet, en hulle het in opstand gekom teen Moses. Toe het hulle teen Moses en Aaron bymekaar gekom en vir hulle gesê, julle vat dit nou heeltemal te ver. Kyk, die Here is hier tussen ons, en die hele vergadering, almal van hulle, is heilig. Waarom dink julle dan dat julle beter is as hierdie vergadering van die Here? Toe Moses hoor wat hulle sê, het hy op sy knieë neergeval. Toe sê hy vir Korag en die bende wat teen hom saamgekom het, vroeg môreoggend sal die Here wys wie heilig is en aan hom behoort. Hy sal wys wie hom mag nader. Slegs die persoon wat hy gekies het, mag hom nader. En dit is wat julle nou moet doen. Korag en sy hele bende moet vir hulle 4 panne neem. Dan moet julle môreoggend in die teenwoordigheid van die Here reukwerk daarop sit, en slegs die man wat die Here uitwys, sal die heilige wees. Julle Lewiete dink heeltemal te veel van julleself. En Moses sê vir Korag, julle Lewiete moet nou baie mooi na my luister. Is julle dan nie tevrede dat die Here juis julle onder die Israeliete uitgekies het om die werk in die tabernakel te doen en die ander Israeliete te verteenwoordig nie? En nou wil julle skielik die priesters ook wees, en dit nadat hy jou en die ander Lewiete tot hom laat nader het. Kyk, jy en jou trawante is in opstand teen die Here, want wie is Aaron nou eintlik dat julle teen hom te staan kom? Toe het Moses 'n boodskapper na die 2 seuns van Eliab, Datan en Abiram, gestuur om hulle te laat roep. Hulle het egter gesê, nee, ons weier en sal nie kom nie. Jy wil heeltyd oor ons baas speel, en dit nogal nadat jy ons uit die land van melk en honing gebring het om hier in die woestyn te sterf. Tot nou toe het jy ons nog nie in 'n land van melk en honing gebring, of aan ons enige lande of wingerde as erfdeel gegee nie. Wil jy ons ook 'n rad voor die oë draai? Ons weier beslis om te kom. Dit het Moses baie kwaad gemaak. Hy sê toe vir die Here, moenie hulle offers aansien nie. Van geen een van hulle het ek 'n donkie gevat of te nagekom nie. En Moses sê vir Korag, jy, Aaron en jou hele bende moet sorg dat julle môre in die teenwoordigheid van die Here staan. Julle moet elkeen reukwerk op sy vuurpan sit en dit in die teenwoordigheid van die Here bring. Jy, Aaron en al 250 manne moet julle vuurpanne nader bring. En almal het hulle vuurpanne gevat en reukwerk daarop gesit. Moses, Aaron en die res van hulle het toe voor die ingang van die tabernakel gaan staan. Korag het ook die hele vergadering laat stelling inneem by die ingang van die tabernakel. En die heerlikheid van die Here het aan die hele vergadering verskyn. En die Here het vir Moses en Aaron gesê, staan een kant, want ek wil almal van hierdie vergadering op een slag doodmaak. Maar hulle het op hulle gesigte teen die grond neergeval. Toe sê hulle, o God, U is die God wat aan alles en almal lewe gee, sal U dan die hele vergadering verantwoordelik hou vir wat een man gedoen het? En die Here het Moses geantwoord, jy moet aan die vergadering opdrag gee om weg te staan van Korag, Datan en Abiram se wonings. Daarop staan Moses op en gaan na Datan en Abiram toe. Die oudstes en leiers onder die Israeliete het hom gevolg. Moses het aan die vergadering gesê, maak dat julle wegkom van hierdie slegte manne se tente, bly weg van hulle eiendom en moet aan niks van hulle raak nie, want dan kan julle ook weens hulle sonde sterf. Hulle het toe wegbeweeg van Korag, Datan en Abiram se wonings. Datan, Abiram, hulle vroue, hulle kinders en kleinkinders het toe by die ingang van hulle tente gaan staan. En Moses sê, nou sal julle weet dat dit die Here is wat my gestuur het om al hierdie dinge te doen. Ek doen niks uit my eie nie. Indien hierdie mense gewoonweg doodgaan, soos enige mens doen, dan is ek nie deur die Here gestuur nie. As die Here egter iets anders en ongewoon doen, deur die aarde se mond oop te maak, sodat hierdie manne, met alles wat aan hulle behoort, lewendig deur die doderyk ingesluk word, sal julle weet dat hierdie manne uit tarten teenoor die Here was. Die oomblik toe Moses dit gesê het,
het die aarde oopgeskeer, sy mond oopgemaak en hulle almal saam met hulle gesinne ingesluk. Al die mense met hulle besittings wat saam met Korag gestaan het, is ingesluk. Elkeen van hulle, met alles wat hulle besit het, het lewendig na die doderyk gegaan. Toe het die grond bo oor hulle toegegaan en hulle is uit die gemeenskap verwyder. Die Israeliete wat rondom hulle gestaan het, het weggevlug toe hulle hul hulp geroep hoor. Hulle het by hulle self gedink, net nou sluk die aarde ons ook in. En die 250 manne wat die reekwerk nader gebring het, is deur 'n vuur wat van die Here uitgegaan het, verteer. En die Here het vir Moses gesê, jy moet vir Eleazar, die seun van Aaron, sê, haal al die vuurpanne uit die vuur en gooi die kole ver weg, want die rookpanne is heilig. Jy moet dan die vuurpanne van daardie manne wat met hulle lewens geboet het vir hulle sondes, uitklop. Dit moet dien as 'n oortreksel vir die altaar. Hulle het die rookpanne in die teenwoordigheid van die Here gebring en daarom is dit heilig. Vir die res van die Israeliete sal dit dan as 'n teken dien. En die priester Eleazar het toe die vuurpanne wat van koper gemaak is en wat deur die manne wat verbrand het voor die Here gebring is, uitgeklop om as 'n oortreksel vir die altaar te dien. Vir die Israeliete sal dit dien as 'n waarskuwing dat 'n onbevoegde wat nie deel van Aaron se nageslag is nie mag nader kom om die reukwerk vir die Here te brand nie, want dan sal hy soos Korag en sy bende wees, presies soos die Here deur Moses gewaarsku het. En die volgende oggend het die vergadering van die Israeliete teen Moses en Aaron begin kla. Hulle het gesê, dit is julle skuld dat die volk van die Here doodgemaak word. En terwyl die vergadering om Moses en Aaron begin saamdrom, het hulle in die rigting van die tabernakel gekyk. Skielik het die heerlikheid van die Here verskyn en die wolk het oor die tabernakel neergesak. Toe gaan Moses en Aaron tot voor die tabernakel. En die Here het vir Moses gesê, staan een kant, sodat ek hierdie hele vergadering in 'n oomblik kan doodmaak. Hulle het op die grond neergeval. Toe sê Moses vir Aaron, jy moet gou 'n vuurpan vat en van die kole wat op die altaar is daarop gooi. Sit dan reukwerk daarop neer. Dan moet jy gou na die vergadering toe gaan en vir hulle versoening begin doen. Kyk, die woede van die Here het teen die volk losgebreek. Daar het 'n plaag onder hulle uitgebreek. Aaron het presies gedoen soos wat Moses gesê het en hy het tussen die vergadering inbeweeg. Toe sit hy die reukwerk op die kole en doen versoening vir die volk. Toe gaan staan hy tussen die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, en die plaag het opgehou. Buiten die wat gedurende die opstand van Korag gesterf het, het daar 14.700 as gevolg van die plaag gesterf. En Aaron het teruggegaan na Moses wat by die ingang van die tabernakel gestaan het, en die plaag het opgehou.